Goeiemorgen, dit is donderdagoggend, die 15de Januarie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Eerstens herinner ek julle aan vanaand se bosberaad, waar ek en Japie van Sail weer gaan kyk hoe die huidige sake in die wêreld vergelyk ooreenkom al dan nie met dit wat deur Oom Siener van Rensburg voorspel was. Vir interessantheid om te kyk hoe pas die twee by mekaar aan, die werklikheid teenoor sy profeseë, en ek dink dit behoort vir baie mense heel wat insigte, ander nuwe insigte te gee ten opsigte van waar staan ons in die tyd van vandag ten opsigte van Oom Siener se voorspellings. Vanaand 7uur interaktief met die kanaallede, maar dis ook vir almal om te kyk. So maak seker jy is 7uur gereed om te luister en saam te gesels. Dinsdagoggend het ek 'n stuk geplaas waar ek 'n vraag gevra het, waar ek gevra het of die proteste wat in Iran aan die gang is en die proteste wat in Israel aan die gang is, of dit op enige manier met mekaar verband hou. Maar toe ek praat oor Israel, toe weet ek, nou gaan ek weer deur heel wat mense aangeval word. Ek het 'n blote vergelyking getref. Is Trump dalk besig om twee vleie in een klap te slaan? Ek spekuleer met ander woorde daaroor, en 'n mens sal uiteindelik die gevolge daarvan sien. Want wanneer jy praat oor geopolitiese sake, is daar baie goed wat gebeur, wat 'n mens letterlik kan sien loop in 'n rigting, en dan praat jy oor die moontlike implikasies wat sodanige skuif kan hê. Ek het toe 'n bietjie gaan navraag doen, want baie mense het onmiddellik opgekom en gesê die protesoptogte in Israel was teen diensplig, konskripsie, die ortodokse Jode wat teen konskripsie is en wat nie in die weermag wil dien nie en weier om dit te doen, en ek verstaan dit dan ook so, en ek het gaan kyk daarna, en dis inderdaad so dat op die 6de Januarie het duisende ultra-ortodokse Israelies by mekaar gekom om dit te protesteer. Maar dan weet ons ook dat daar was ook ander proteste wat plaasgevind het in Januarie. Other protests in early January included demonstrations against the government, such as those outside the Supreme Court related to the broader dissatisfaction with Prime Minister Netanyahu's leadership. So dit het inderdaad nie op dieselfde vlak as wat ons in Iran sien nie, was daar tog optogte gewees, demonstrasies gewees wat gelewer was. Nou ja, ek spekuleer steeds oor wat volgende kan uitvloei. Want ons moet onthou, en ek het dit genoem Dinsdag, dat die situasie in Iran het begin, die protesoptogte het begin teen die verswakking van hulle geldeenheid. Hulle was ontevrede omdat hulle geld so min werd geraak het en lewenskoste so hoog geraak het. Maar dis baie vinnig. Dit het in Desember van 2025 begin. Dit het baie vinnig geeskaleer tot 'n volskaalse aanslag teen die Ayatollah Khomeini en sy regime. So dit was geeskaleer van 'n oënskynlike minder belangrike protesaksies
is dit geeskaleer na iets groots toe. So nou moet 'n mens maar kyk en wag en kyk oor wat gaan gebeur in Iran. Dis onmoontlik om te sê wat die uiteinde van Iran gaan wees en of die duisende mense wat nou so stil hier en daar videomateriaal van verskyn, duisende mense in die proteste, die opstande wat daar plaasvind, en dan is daar natuurlik gevalle van hierdie regering wat begin hardhandig optree teen hierdie protesteerders. Ek dink egter die mens moet net aanvaar dat die val van Ayatollah Khomeini nou gaan gebeur nie. Baie kan gebeur in die proses en wie weet dalk stabiliseer die Ayatollah se magte die situasie weer, al gaan dit gepaard met baie bloed, baie sterftes en wat daarmee saamgaan. Maar mense moet my hele storie, my hele video in die oggende kyk, dan sal hulle dalk daar aan die einde waar ek alles bymekaar trek, dalk beter verstaan, eerder as om net die eerste stukkies van 'n video te kyk en dan klaar te besluit dat hulle nie saamstem nie en hulle weet nog nie eens wat die punt is waarheen ek op pad is nie. Hierdie Iran storie staan nou 'n baie goeie kans om in 'n oorlog te ontwikkel. Want ons sien dat Donald Trump nou die regering van Iran dreig oor die beserings of selfs die doodskiet van protesteerders en dat Amerika dan sal toetree. Ons sien reeds verskuiwing van massas vliegtuie van Amerika nader aan Iran en selfs Israel lyk oorgehaal om weer 'n aanslag teen Iran te doen. Hoe dit ook al sy, Iran het gesê hulle gaan nie lê sommer net nie. Hulle gaan nie net oorgee nie. Hulle gaan nie net op die rug lê, hande in die lug steek en dis oor en verby nie. So hierdie oorlog kan homself hervat. En wat die uiteinde daarvan gaan wees, is moeilik om te sê. As ons nou kyk na die Iranse skip wat in Simonstad aan die hawe vasgemeer was, dis nou daai vragskip van hulle, aanvullingsskip. Ons weet nie wat is daar afgelaai nie, en ons weet ook nie wat is daar opgelaai nie. Dit weet ons nie, maar ons weet dat toe het hierdie skip homself onttrek van die vlootoefeninge, hierdie gesamentlike vlootoefeninge tussen Suid-Afrika, Rusland, China en Iran, het Iran hulle self onttrek. As ons egter kyk na die probleme in Iran, dan sou meeste lande waarskynlik die besluit geneem het om pad te gee, om te onttrek en terug te kom in jou veilige hawens, daar waar jy weet nie probleme is nie, of buitelandse probleme is nie. So, die onttrekking hou heel waarskynlik meer verband met die feit dat Iran die skip nodig mag hê in hulle stryd indien dit eskaleer, eerder as wat die SA regering hulle gesmeek het om liewers die vlootoefeninge te verlaat. Ek sien daar's baie berigte dat die regering al gevra het om tog te gaan om die internasionale spanning te verlig. En ek dink nie dis wat gebeur het nie. Ek dink regtig daar's 'n nood vir die Iranese om so vinnig as moontlik in hulle tuishawens te kom. Tog is daar baie mense wat dit na buite druk dat dit op versoek van die regering was om nie teen Amerika se wil in te gaan nie. Dis so asof hulle vir Amerika probeer sê, hey, kyk hier, Iran het onttrek van die oefeninge, so nou is ons weer alright wat julle aanbetref. Maar ons is ver van alright af, want daar's so baie dinge wat die
Die regering moet reg maak voordat ons weer sal reg wees. Dit was 'n fout om saam met Iran en China en Rusland in 'n oefening op hierdie stadium in te gaan. Dit was waarskynlik 'n fout indien hulle iets ingebring het en iets uitgeneem het. Hoe dit ook al sy, die regering maak toenemend swak besluite in Suid-Afrika. En ons kan maar weet dat een of ander tyd gaan dinge verander en meer druk in Suid-Afrika kom. Dis 'n ongelooflike besige Januarie sover. Die stryd in Oekraïne en Rusland raak erger. Die gedreun van stemme van ontevredenheid in die Europese Unie raak groter hoe meer Donald Trump oor Groenland praat en wil onderhandel en wil doen. En ek sê nou dat ek dink nie Donald Trump gaan hom laat afsit deur die Europese Unie nie. Ek sien veel eerder 'n totale ineenstorting van die Europese Unie as 'n eenheid en as NAVO as 'n Noord-Atlantiese verdragsorganisasie. Dit dink ek kan maklik gebeur. Maar ergens langs die pad gaan daar meer fokus na Suid-Afrika toe draai. Ons moet dit weet, ons moet dit verwag dat dit sal gebeur. En nou is nie die tyd om verder die Amerikaanse regering uit te tart of uit te lok nie. Dis nou tyd om te konsentreer op die interne probleme van Suid-Afrika. Maar dan het ons mos gesien, die los hulle interne probleme nie op nie. Hulle verdoesel net die interne probleme deur hard na buite te skree, om 'n beeld na buite toe te probeer uitstraal wat totaal vals is. 'n Beeld van 'n regering wat in beheer is en wat tot voordeel van sy mense werk. En ons weet mos nou, dis nie die geval nie. Nou ja, hier het ek nou 'n klomp goed vanoggend gesê, sonder om my eintlike praatjie waaroor wou praat met julle te deel, maar wanneer ek praat, is my bedoeling nie om mense aanstoot te gee ten opsigte van Israel of enige ander land nie. Ek probeer bloot die situasie vat, ontleed, deurgee. En net soos wat hy gemisbruik was deur inligting, die aanvanklike proteste in Iran wat nou oorgegaan het in 'n volskaalse proteste, net so maklik kan die klein protesies in Israel ook oorgaan in iets groters, mits daar 'n plan is om 'n regeringsverandering in Israel teweeg te bring. En op hierdie stadium sluit ek niks uit nie. Ek sluit niks uit wat kan gebeur nie, ook nie in Suid-Afrika nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek praat môreoggend weer met julle. Julle moet 'n aangename dag hê en mooi loop.